Dagse en baie welkom by ons eerste video in die hoofstuk van vergelykings en ongelykhede. In vandag se video gaan ons spesifiek die minimum en die maksimum van uitdrukkings bestudeer, as ook die begrip vierkantsvoltooiing na kyk. Wanneer ons 'n kwadratiese uitdrukking het, gaan ons in baie gevalle vir jou vra of het hierdie uitdrukking 'n minimum of 'n maksimum waarde en wat hierdie spesifieke waarde is. Nou, 'n kwadratiese uitdrukking moet jou laat dink aan die kwadratiese funksie, die parabool, wat jy ook al in graad 10 gedoen het, en wat ons ook vanjaar in detail bietjie verder bespreek. So, indien A groter as 0 is, onthou, ons het gehad in graad 10, dat ons standaard vergelyking was y is gelyk aan ax kwadraat plus q. So, indien A groter as 0 is, positief is, het ons die bakkie op gedeelte van die parabool gehad. So byvoorbeeld, y is gelyk aan x kwadraat is ons heel basiese moedergrafiek. So in hierdie ene sien ons dat daar 'n minimum waarde is. Met ander woorde, die draaipunt van jou parabool dui vir jou aan dat dit 'n minimum is. Nou die minimum hierso is, die minimumwaarde is dan y gelyk aan 0 en ons kry die minimumwaarde ook dan by x gelyk aan 0. Ons het in graad 10 ook gekyk na die verskywing, so y is gelyk aan x kwadraat plus 2, beteken daar die moedergrafiek skuif met 2 eenhede na bo. Ons het nog steeds 'n minimum, maar nou is ons minimumwaarde y gelyk aan 2 en ons kry die minimum nog steeds by x is gelyk aan 0. Nou in graad 11 gaan ons nou bietjie die parabole ook links of regs gaan skuif. Nou, ons gaan dit in detail bestudeer in 'n ander hoofstuk, genaamd funksies. So vir nou, moet jy net besef, die minus 2 wys vir ons dat ons oorspronklike, die swart parabool, gaan 2 eenhede afskuif, en dan dit wat daar in die hakkie, die x plus 3, dui vir ons aan dat hy na die linkerkant gaan skuif met 3 eenhede. So gevolglik het ons nou 'n minimum, so dit is nog steeds die draaipunt, maar oppas, jy moet gaan aflees waar die minimum by jou y-as is. So dis die minimum is dan y is gelyk aan minus 2 en dit gebeur dan waar x gelyk is aan min 3. So jy moet daarop let dat die x se teken verskil van dit wat in jou hakkie gegee is. Omgekeerd, wanneer a dan nou kleiner as 0 is, met ander woorde negatief is, het ons dan geleer dat ons die bakkie afkry. So in hierdie geval vir min x kwadraat het ons 'n maksimumwaarde van y gelyk aan 0 by x gelyk aan 0. Vir min x kwadraat plus 1, so met ander woorde die hele grafiek skuif 1 op, kry ons dan nog steeds 'n maksimum van y is gelyk aan 1 by x is 0. En as ons hom dan nou bietjie skuif, so, ons sien eerstens hy skuif 3 plekke op, die minus 2 sê vir ons hy gaan na regs skuif, so ons kry dan 'n maksimum van y is gelyk aan 3 by x is gelyk aan positief 2. So ter opsomming, indien a groter as 0 is, dan het a hakkie x plus p hakkie gekwadreer plus q, dis 'n spesifieke vorm waarna ons gaan kyk, 'n minimumwaarde van y is gelyk aan q, wanneer x gelyk is aan min p. Omgekeerd, wanneer a kleiner as 0 is, dan het daardie uitdrukking 'n maksimumwaarde van y is gelyk aan q, wanneer x gelyk is aan min p. So baie belangrik, jou a bepaal of jy 'n minimum of 'n maksimumwaarde sal hê. Nou, vierkantsvoltooiing is 'n manier wat ons gebruik om 'n uitdrukking van die formaat ax kwadraat plus bx plus c na die vorm a hakkie x plus p in hakkie gekwadreer plus q te gaan skryf. En jy sal ons onthou uit die vorige voorbeelde uit, dis juis hierdie laaste formaat wat ons dan maklik help om te sien wat is die maksimum of die minimum waarde en by watter x waarde vind dit plaas. Nou die proses van vierkantsvoltooiing is eintlik baie eenvoudig en ons gaan spesifiek fokus op die a, die b en die c waardes in ons uitdrukking ax kwadraat plus bx plus c, in ons kwadratiese uitdrukking.
So eerstens gaan jy die A gaan uithaal as 'n GGD, maar slegs by die eerste 2 terme. Daarna gaan jy optel en aftrek, want ons wil nie ons oorspronklike som verander nie. Gaan ons optel en aftrek die helfte van die koëffisiënt van jou nuwe x. Met ander woorde, dis nou nadat jy die A uitgehaal het. Okay, so met ander woorde, dit gaan die helfte wees van basies jou nuwe B. En dit gaan jy kwadreer en jy gaan dit by die uitdrukking plaas en jy doen dit dan in hakkies. Daarna gaan ons 'n 3 terme hê wat ons kan faktoriseer, wat altyd gaan uitwerk op 'n volkome vierkant. Met ander woorde, dit gaan 'n hakkie kwadraat wees. Laastens gaan ons dan die A, wat ons as 'n GGD uitgehaal het, weer terug inmaal en dan gaan ons vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld wat jou gaan help om dit beter te verstaan. Nou die eerste vraag hierso is, vir watter waarde van x het die uitdrukking x² plus 2x 'n minimum? Daar word ook gevra, wat is die waarde van hierdie minimum? So, eerstens wil ons nou A gaan uithaal as 'n GGD. Nou onthou, die formaat was ax² plus bx plus c. Nou hier het ons nie 'n A voor ons x² nie, so ons hoef nie hierdie stap te doen nie. Ons gaan dadelik na die tweede stap doen. Die tweede stap het gesê, ons moet gelyktydig optel en aftrek die helfte van ons koëffisiënt van ons nuwe x, indien ons 'n A sou uitgehaal het, in hakkies gekwadreer. Kyk, sal jy sien dat ons B-waarde is dan die 2, so die helfte van 2 in hakkies gekwadreer, moet ons gaan plus en terselfdertyd gaan aftrek. So omdat ons dit optel en aftrek, beteken dit ons het nie aan die oorspronklike uitdrukking gaan verander nie. So as ons dit nou vereenvoudig, dan kry ons dan nou x² plus 2x plus 1 minus 1. Volgende stap is om die 3 term te faktoriseer. Nou die 3 term gaan daai eerste 3 term wees. En daarom is dit baie belangrik. Jy moet altyd eers die plus doen en dan die minus. Want daai 3 term gee nou vir jou 'n volkome vierkant, 'n hakkie kwadraat. Hoekom? Want die plus sê vir jou dat die 2 tekens in jou hakkies dieselfde gaan wees. Wat gaan dit wees? Dit sou 'n plus wees. So, as jy dit gaan faktoriseer, dan kry ons x plus 1 in hakkies gekwadreer, minus daardie 1 wat dan nog die hele tyd saamgekom het. Daar's nie 'n A wat ons hoef terug te vermenigvuldig en te vereenvoudig nie. So met ander woorde, ons kan dan nou die vraag beantwoord. Hy het 'n minimumwaarde van y is gelyk aan min 1 by x is gelyk aan min 1. Volgende voorbeeld, so 'n bietjie 'n moeiliker een. Basies dieselfde, hulle wil weet vir watter waarde van x het die uitdrukking 'n minimum en wat is die waarde van die minimum. So hier gaan ons nou definitief die A gaan uithaal as 'n GGD. So ons A is die waarde 3. So as ons nou die 3 uitgehaal het, en onthou ons haal dit net by die eerste 2 terme uit, dan kry ons daar die 3 en in hakkie staan daar x² min 2x. Nou let op, daai 2 is daai nuwe B-waarde. So ons moet die helfte van hierdie koëffisiënt van x nou gaan kry en dit gaan kwadreer en ons moet dit in daardie hakkie gaan plus en gaan minus. So die helfte van 2 gekwadreer, helfte van 2 is maar 1 en 1 gekwadreer bly 1. So let weer eens op, dis eers die plus en dan die minus. Want nou kry ons 'n 3 term wat ons kan faktoriseer en daardie 3 term gee dan vir ons 'n hakkie kwadraat. Onthou, moenie van die minus 1 vergeet nie, hy bly net so. Volgende stap, vermenigvuldig ons die A dan terug. So met ander woorde, die A, die 3, moet gaan maal met jou hakkie kwadraat en hy moet ook gaan maal met daardie minus 1 om die min 3 te kry. Laastens gaan ons vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel en dit gaan spesifiek dan daai min 3, min 12 wees wat vir jou die min 15 gee. Gevolglik kan ons dus nou sê, hierdie uitdrukking het 'n minimum van y is gelyk aan min 15 by x gelyk aan 1. Gaan werk asseblief maar rustig deur die voorbeelde en dan doen jy die huiswerk. Lekker werk!